Nou, goeiemôre. Gaat dit goed? Dank julle dat julle hier is. En dankie vir almal wat aanlyn inskakel. Ons waardeer dit. Ek het 'n woord van God ontvang wat my geskud het. En elke vleesel, elke sel in my liggaam weergalm dit al die tyd. Vir 'n hele week lank het die Here hierdie woord in my hart kom lê. Ek wil hê dat julle ontvanklik sal wees. En die onderwerp is, God gee deurbraak. Daar's nie 'n persoon op hierdie aarde wat die een of ander tyd in hulle lewe 'n deurbraak benodig, wat hulle in hulle eie krag, hulle eie vermoë nie kan bewerkstellig nie. Baie vir ons staan voor 'n muur wat ondeurdringbaar is. 'n Muur wat jou bespot en sê, selfs jou God kan nie vir jou hierdie 'n deurbraak bring nie. Die duiwel is 'n leienaar en 'n moordenaar van die begin af. So wanneer hy vir jou iets, jy sal nie hier deurbreek nie, jou kind sal nie hier deurbreek nie, julle sal nie julle huwelik deurbreek nie, julle sal nie finansiëel of in julle gesondheid deurbreek nie. Onthou net, as hy met jou praat, hy's 'n leienaar. Hoor wat hy sê, maar glo die teenoorgestelde van 'n leienaar, dit is die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. Is niks, daar's geen probleem om Satan se stem te hoor nie. Reageer net nie daarop nie. Glo die teenoorgestelde, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En die waarheid sal jou vrymaak. Ek wil met ons gesels vandag oor die lewe van Dawid. Waar en wanneer het alles met Dawid begin? Wat ek daarvan hou is, God is die begin en die einde, die eerste en die laaste. Hoe het dit met Dawid begin? En dan kan jy jouself afvra, hoe het God sy vermoë, sy bereidwilligheid om deurbrake in my lewe te laat vaar? Kom ons gaan kyk gou. Johannes 3 vers 27 sê, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as hy dit nie uit die hemel van God ontvang nie. In ander woorde, 'n deurbraak is nie binne die vermoë of jou intellek, of hoeveel geld jy het, hoeveel kontak jy het, hoeveel invloed jy het. Een van die probleme is dat baie keer gaan ons eers tweede, derde, vierde na God toe, want ons het 'n reserve van moontlikhede, van verskillende opsies. Isn't it nice? I welcome the Holy Spirit. I didn't think he's going to shed it. Mooi. Mooi. Thank you. In Samuel 16:1. God sê vir Samuel. Samuel is 'n man van God, die enigste profeet in die hele Bybel. Wat toe hy profeteer, geen woord het uit sy mond uit tot aarde geval sonder vervulling. Die enigste persoon in die hele Bybel, behalwe Jesus. Alles wat God vir hom gesê het, was hy gehoorsaam aan, en elke woord het God volledig laat uitvoer. En die Here sê vir Samuel, hoe lank is jy bereid om nog vir Saul te rou, aangesien ek hom verwerp het, die koninkryk van hom ontneem het, my gees van hom ontneem het, en 'n bose gees na hom toe gestuur, omdat hy nie my wil gehoorsaam nie. Gehoorsaamheid is die nommer 1 ding voor God. Jesus sê, as jy my lief het, sal jy my gehoorsaam. Die Bybel sê in Spreuke, in Ecclesiastes 12:10, die slotsom van alle dinge is, gehoorsaam God en vrees hom in alle dinge. Gehoorsaamheid is altyd eerste. Jesus het alles gedoen volgens sy gehoorsaamheid aan sy Vader. En die Bybel sê so, ek het hom verwerp, ek het hom afgeskryf, want hy het keer op keer
gewy om my te gehoorsaam. Hy het gewye om my te eer. Hy het gewye om my toe te laat om deur hom deurbrake te bewerkstellig. Elke keer het Saul verskonings gehad. Die mens het gemaak dat ek doen. Die mens het my beïnvloed. Ek kan juist veronderstel om net deur God alleen beïnvloed te word as 'n kind van God. Die Bybel sê hierso vir ons, God sê vir Samuel, en nou, vat die horing van olie. Ek stuur jou nou 'n huis, waar die pa se naam Jesse is. Hy het 8 seuns. Een van hulle moet jy gaan salf, want ek het hom uitgekies. Ek het vir myself voorsiening gemaak, dat hierdie een, wanneer ek jou aanwys, salf hom, want hy is my keuse, om die volgende koning van Israel te wees, omdat hy 'n hart na my hart het, en alles sal gehoorsaam wees, na dit wat ek wil hê, hy moet doen. Ek hou van dit. In English says, and God says, I provided myself a king. Ek het vir myself 'n koning voorberei. Hoekom? God kyk nie na die uiterlik van ons begaafdheid en ons slimheid en al ons. Hy kyk na 'n hart dat as God spreek, sal jy gehoorsaam. Gehoorsaamheid aan God, eer hom, verheerlik hom. Die Bybel sê hierso, en toe hy inkom, toe salf hy vir Dawid, volgens in die, nou vergeet ek my Afrikaans, onder sy 8 broers en sy pa. Hy salf vir hom. Die Bybel sê hy was 'n boksnyter, nog nag agter die ore, 'n willer tiener, wat sakaas sien vir alles, wat dink hy weet alles, wat nie bang is vir enigiets nie. En die Bybel sê, en toe Samuel homself met die olie uit horing. Interessant, Saul was gesalf uit 'n beker van klei wat mens gemaak is. Dawid gesalf uit 'n horing van 'n buffel, wat nie mens gemaak is nie. Daarom sê Dawid later aan Psalm, hy sê, die Here het my gesalf met vars olie. Hy het my horing so sterk sou maak soos 'n buffel. In klein Afrikaans, opsom, buffelvoort. Die Bybel sê hier, dat, wat my verstom, Dawid het heen en weer tussen Saul en sy pa se kudde van skape beweeg. En dan met Dawid het 49 dae net 'n aanskouer geword aan hierdie reus wat die slagordes van Israel uitgetart het. Dat hy dit verag het. Hy het nog steeds sy verantwoordelikheid as 'n herder by sy pa, nog steeds sy pa gedien. Nie wetend dat God hom voorberei op 'n seun van, hulle sê 16 jaar oud. Ek gaan net nou met julle praat, dat daar was tye dat Dawid het God geraadpleeg. Mag ek betrokke raak in hierdie stryd? Sal hy my guns gee? Maar hierdie gedeelte van dat wat ek nou gaan preek, nêrens het hy God geraadpleeg nie. Nêrens nie. Hy het nie na God uitgeroep nie, hy het God nie gevra, sal hy met my wees nie? So hy het gedoen wat elke jong tiener in Afrikaans wat op plase doen. Hulle het 'n kleilat gemaak. En hulle het daai nat klei gemaak en so wors hier op die punt, dan gooi hulle mekaar. As dit nou 'n neef is wat hulle nie van hou nie, sit hulle 'n klippie in. Verstaan jy? Nou vat so. Dis waar klippe kou kom vandaan. So hulle het gegooi. Die Here
wie se salwing op Dawid was. Die Bybel sê, en toe Samuel vir Dawid salf, van daai dag af, tot sy hele lewe deur, was die gees van God op hom. Het is nie deur mag of deur krag, maar deur die gees, sê die Here. Julle sal krag ontvang wat die Heilige Gees op jou kom. Nou sê die Bybel in 1 Johannes 2:27, en die salwing van God wat in jou is, sal jou nooit verlaat nie. Want die salwing breek al die jukke. Die salwing is die Heilige Gees, want hy is gelyk as 'n metafoor aan water, aan wind, aan vuur. Wie van julle weet, daar's niks sterker op hierdie aarde. 'n Vlieg kan geblus word of hy brand homself uit. Maar 'n tsunami, niemand kan dit keer. Dit kan skeer, dit kan kontinente uitwis. Is niks sterker as water wat deurbreek deur 'n damwal. 'n Damwal hoef net 'n klein skeurtjie te hê. Elkeen van julle wat miskien 'n huis het met 'n plat dak, julle verstaan die. Voor winter moet jy elke dag gaan patch. Die water soek net 'n klein greefie en dan gaan hy deur en hy werk hom. Jy sien, baie mense vra die Here vir 'n deurbraak en verwag dit onmiddellik. Somtyds, die oomblik jy vra, bewerkstellig hy 'n klein greefie. En hy wil hê jy moet toelaat dat die water wat die drukking uitoefen op dit, op God se tyd, sal die hele damwal breek. Het sal uitbars en alles na die dam sal verwoes word. En dis een van God se name. Ek is die Here God wat deurbraak. En die oorspronklike taal sê, om deur te breek, so 'n uitbarsting. Die Bybel sê, moenie gering ag die begin van klein dinge. Wanneer jy God vandag vra, op die einde van die diens, gaan ek 'n lied vir julle speel, en dan gaan ek die Here vra, om deurbrake in mense se lewens te bewerkstellig. Ek die Here gevra hierdie week, asseblief, mag hierdie preek nie 'n droë preek wees nie. Sal hierdie preek effektief word onder die leiding van die Heilige Gees? Sal u 'n waarmaker van die woord wees? Daar's soveel van ons eie mense hier wat vriende het en familie het, wat besighede het, wat 'n ondringbare muur voor hulle het. Dit spot hulle. Dit dreig hulle, julle sal nie hierdeur breek nie. Het sy dat 'n verkeerde verhouding in die familie is, in die huwelik is, 'n siekte is. Dis nie in die mens om 'n deurbraak te bewerkstellig nie. Maar God is die Heer van die deurbraak. Hy word genoem in die Bybel, die Here jou deurbreker. Staan net so in die Bybel. So Dawid is daar, hy het nie God geraadpleeg. Op 'n dag, raai wat, kry hy 'n blink idee. Ek's verveeld. Hier's nie gevaar nie, die kudde, ek is net 'n herde. Ek gaan nou 'n slingevel maak. Ek gaan 'n klip in sit en gaan begin oefen. En hy maak die snaakste teken vir hom. Hy vat 'n haar, sit dit daar, en hy gooi daarna, en die Bybel sê die beoefening daarvan, het hy nooit die haar gemis nie. Hy het dit gesploot. That's where split ends comes in the sermon. Verstaan? Die Bybel sê dat Dawid, voor hy Goliat doodgemaak het, het Dawid 700 van sy krygsmanne geleer om met 'n slingevel in 'n klip na 'n haar te gooi, en dit nooit te mis nie. Hulle was nie so nie. Maar Engelsman, dis bog, no. God se akkuraatheid om 'n deurbraak te bring, is dat jy gooi, want die slinge is jou geloof en die klip is die woord. En wanneer jy gehoorsaam aan die Here is en jy vertrou hom, jy is afhanklik van hom, en jy slinger dit, dan los jy die detail vir God. Hy sal die rigting bepaal, hy sal die krag, hy sal die spoed, hy sal hy haar stokstyf hou. You must understand, when God brings a breakthrough, dis nie ek help God nie. God doen dit deur ons, heel by homself. Dat ons aan niks kan roem nie, behalwe dat ons God kan spog. Kyk wat my God gedoen het. Heel op sy eie.
En daarom boot ons harte vol dankbaarheid en waardering. En nou loflied is gepas aan die Here. En die Bybel sê vir 40 dae lank staan Goliat 3 meter hoog. Dawid is net onder die armpit. 'n boksnyter. Hy het nie wapens op hom nie. Nadat het die Here gevra, ek het 'n idee, ek wil 'n slingervang maak. He just done it. Dawid het nie besef dat hy die slingervang maak en net oefen op 'n haar. Hy het nie besef dat God hom voorberei het. God het dit geïnisieer. Dat deur die beoefening van die ding word dit al hoe beter, al hoe beter. En hy het dit gedoen. Wat? Is dit nutteloos? Is dit sinneloos? Hy het dit net gedoen. Hoekom? Want die Gees van God het hom gelei. Jy sien, in Lukas hoofstuk 4 vers 1, sê die Bybel, toe Jesus Christus gedoop is, en hy kom uit die water, en die Heilige Gees het op hom neergedaal, hy is gevul met die Heilige Gees, toe hy uit die water gaan, sê die Bybel, en die Gees het hom gelei, om in die woestyn te gaan, om deur die duiwel getempteer te word, vir 40 dae. Jesus het ook nie die Vader gevra, is dit die wil dat ek deur die woestyn gaan? Is dit die wil dat ek moet getempteer word? Daai woord gelei in die oorspronklike taal beteken om iemand by die hand te vat en om te lei in die wil van God. So die Heilige Gees het hom aangehits. Hy het hom aangespoor. Hy het nie die idee gekom, maak 'n slinge. Why? Die Here het hom voorberei om dit nie meer op 'n haar te gebruik nie, maar op Goliat. Jy kan nie begin om 'n reus te gooi as jy nie elke dag gereeld 'n haar kan nie mis nie en dit kloof. Jy maak nie so vir God nie. Ek gaan net eendag vra, jy nie geen, dit is vir my beskore nie. Hou op met hierdie nonsens. Wanneer God in jou iets lei, as hy iets in jou bring, wees getrou daaraan. Ja, maar ek sien nog nie die gevolge nie. En hy gaan heen en weer. Die Bybel sê eendag hy kom by sy pa se skaap en waaragtig hy kom 'n leeu wat op vas is vir 'n paar maande. Hy is so honger soos 'n leeu. Hy kan nie eens kwyl nie, hy het nie vog nie. Maar hy sien 'n lam, hy gryp hom in sy bek en hy hol. Dawid kon 'n Suid-Afrikaner gewees het. Ag Here, mag daai hap gou slagare, maak hom dood. Wie is die kaap? Wie is die kaap? Wie is die skaap? Ja, die kaap ook. Wie is die skaap en die kaap genadig? Wel, ek vind my vel self snaaks in my foute. En die Bybel sê, toe hardloop Dawid agter die leeu aan. Miskien was hy skeel. Hy het nie gevrees nie, hy het nie teruggedeins nie. Hy het nie gesê, ag Here, dit is seker die wil, dat daai honde moet ook leef, daai leeu moet ook leef. Die lam en amper sê ek die bulle en die ewe, 2 skape kom by mekaar. Hulle kan weer 'n kleintjie voor my Afrikaans hardloop uit. Dawid was 'n herder. Sy verantwoordelikheid was, dat as 'n gevaar is hy bereid wees om sy lewe neer te lê, vir die lewe van die lammetjie. And that's what Jesus done for me and you on the cross. Al ons lamme, ons was almal skape voor God. Almal rigtingloos, sinneloos, hopeloos. Hy het sy lewe neergelê in ons swakheid, sodat hy kan sê, ek is die Here jou God, jou deurbrake. En wanneer ek vir jou deurbreek, kan jy deurbraak maak in my naam. Sien wat God vir jou wys, wil hy graag deur jou doen. Want God se woord is 'n werkwoord. Dit werk as jy God se woord van werksaamheid maak. En hy hardloop na die leeu, gryp dit uit sy bek uit. Waaragtig, hier kom die beer met dieselfde spyskaart. Gryp 'n lam. Weet jy hoe groot is 'n beer? Dawid was 3 meter hoog. 'n Beer wat kan regop staan, sê hulle, is ook 3 meter hoog. Hy het naels, shame, Dawid se naels, nee wat. Hy kan nie sy kop krap nie. Daai kloue, 'n leeu en 'n beer, sou selfs Goliat sonder sy spies, sonder sy wapens kon doodmaak. 'n Man is nie beskore teen 'n hongerleeu of 'n hongerbeer nie. Dit is so. Maar hy het geweet, hier's iets in my.
vandat ek die salwing ontvang het, ek voel gelei, en gaan net volgens wat God op jou hart lê. En hy sê, ek het die leeu en die, toe hulle omdraai, om my te kom, bevry ek die lam uit sy bek uit, en ek vat die leeu by die baard, en ek vat die beer by die baard. Met die leeu het hy nie 'n trap nodig gehad nie. Op 'n vir 'n groot beer het hy seker 'n 3-stair ladder gehad. Ag, julle vang dit. 3 meter hoog. En die Bybel sê, en toe hierdie vyand op my draai, hardloop hulle vreesloos. En hy maak al 2 dood. What? Let op, nie met 'n slingervel nie, want die slingervel was vir Goliat voorberei. Jy kan nie 'n tegniek op iets gaan toepas, wat God nie vir jou sê, dit is die stryd, doen dit hier. Ons moet sy strategiese orde gehoorsaam stiptelik. Stiptelik. Doen net wat hy sê, moenie byvoeg nie, moenie nalatig wees nie. En wat ek gou, so Saul sien hom, want sy pas die nou hom met 10 kaase en 10 brode en gaan na jou broers toe. En hy kom daar, en die Bybel sê, en die reus skree op die slagordes van die weermag van Israel. Gee my 'n kampioen dat ons kan veg. Gee ons 'n kampioen. As julle my oorwin, sal ons almal julle slawe word. Maar as ek julle oorwin, word julle my slawe. Die Bybel sê in die hele weermag duins terug van vrees. En hulle skielik so hulle sink in hulle vlees dat hulle nie die moed het of die krag om vorentoe te beweeg nie. Die Bybel sê toe Dawid daar aankom met 'n takeaway. Hoor hy hoe Goliat weer skree, gee my 'n man. En ek dink Dawid se eerste woorde was Ania. Jy weet nie wat God jou met klag gedoen met 'n leeu en 'n beer nie. En Saul kyk vir hom op en af. Die Bybel beskryf Dawid so, hy was rooierig. Nie van 'n tan nie. Rooierig, rooi hare, sproete, hallo. Die Bybel sê, hy het mooi oë gehad. En die Bybel sê, en sy aangesig was aanneemlik voor God. In klein Afrikaans, hy was 'n mooi seun. En Saul sê vir hom, jy, wat nou vir my sê, dat jy sal hom gaan veg, daar's 3 goed wat jy nodig het, om 'n dreefwaak in jou lewe deur God te laat werkstellig. 1, you have to have the will and the spirit to fight. Die Bybel sê, veg die goeie stryd van geloof. As jy nie 'n wil het om te veg nie, het jy geen dryfkrag nie. Dis nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees van God. Tweedens, jy moet totaal afhanklik van God wees, wetend, dit is hy wat deur jou werk. Jy sit 'n PVC-pyp, moet nooit die krediet vat nie, gee God die eer. En Dawid sê vir hom, toe almal skree, die Bybel sê, die ouens gaan weer terug. En Dawid vat die slinge en die vel, en hy loop na Dawid. Die Bybel sê, en Dawid het begin om nader aan hom te beweeg. Nou die Bybel sê, hy het gewag totdat die leeu en die beer die lam vrylaat, toe draai het om Dawid aan te val. Toe Goliat nader aan hom beweeg, toe sê hy sê vir Saul, net soos God my bevry het, uit die hand van die bek van die leeu en die bek van die beer, net so sal hierdie onbesnyde Filistyn een van hulle wees. Jy sien, as jy 'n veggees het, sien, waar sê die Bybel? Die Bybel sê in Josua 1 vers 8, wees braaf, wees vol moed en vol durf. Moet niks vrees nie, want as God vir jou is, wie kan teen jou wees? So jy moet 'n veggees in jou hê, jy moet ook gees hê van geloof. Ek het ook gesê, die slinge is die geloof, en die een klip is die woord van God. Hy sê, ek sal gaan. Hy sê, jy is 'n boksnyter. Hy sê, as God vir my is, wie kan teen my wees? En hy wat in my is groot as hy wat teen my is. Jy sien, jou prioriteit, hoe jy God besigtig, hoe jy God sien, bepaal hoe jy gaan optree.
God het hom 'n oefenloopie gegee met die beer en die leeu, sodat hy vertroue in God sal hê wanneer hy na Goliat toe gaan. Want Goliat is nie so sterk soos 'n leeu en 'n beer nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? En in hierdie preek, en in die lied wat net nou gaan gebeur, ek wil hê, maak jou harte oop vir God, in jou hart. Here, ek benodig 'n deurbraak in hierdie omstandigheid, in hierdie situasie, met 'n kind wat siek is, met 'n kind wat die pad byste geraak het, met 'n huwelik wat nie werk nie. Bring daai ondringbare muur wat jou lewe stuit, dat jy nie vooruitgang kan maak nie. Vra God, ek het die Here gevra, sal jy asseblief vir my laat preek, maar nie 'n droog preek nie. Sal jy asseblief deur hierdie woord, die woord bevestig, deur die lied wat ek net nou gaan speel, dat die mense kan voorberei om 'n verwagting van U te hê, dat U, die lewende God, is nog steeds die God wat deurbreek. Hy is dieselfde gister, vandag en alle ewigheid. Goed, en die Bybel sê, dit is baie mooi. Kom ons gaan aan. Oh. Bless you. 1 Johannes 2:27 vir my en jou, en die salwing wat julle van God ontvang het, bly in julle. Die moment jy Jesus aanvaar het, die Heilige Gees het jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die moment jy sê, Jesus, vergewe my sondes, was my in die kosbare bloed, dankie dat ek nou kind van God is. In daai oomblik is die Heilige Gees net op jou nie, hy is in jou. En hy is die een wat jou dryf, vat jou by die hand en lei jou in sy wil. Vang julle dit? Nou, in 2 Samuel 5:20 staan daar, dat toe die Filistyne hoor dat Dawid gesalf was oor die hele Israel, het al die Filistyne bymekaar gekom as een by die plek van Baal Perazim in die dal, wat die ou vertaling sê, spooklaagte. Dis spook natuurlik daar, spooklaagte. En die Bybel sê die volgende, op hierdie berg was al die Filistyne, hier was die Jode. En Dawid sê, ek sal gaan. Was hy arrogant? Nee. Hy het God vertrou, want hy het onder sy beld al 2 kerwe, 'n leeu en 'n beer, het God deur my. Hierdie onbesnyde Filistyn, wat God beswadde, wat God minag, wat God spot. Hy sê, ek sal sy kop, want voor dit sê die reus voor almal, jy is 'n kind, is ek 'n hond dat jy na my toe kom. Ek gaan jou kop verwyder, en ek gaan jou vlees vir die roofvoëls gee, en vir die diere in die bos. Ek hou van Dawid se gesindheid. Net 'n tiener kan so praat. Hy sê, verskoon my oom, hy is Afrikaans, hy het maniere. Hy sê, ek gaan jou kop van jou verwyder. Ek gaan jou vlees vir al die diere. Wat kom jy agter? Die vrees wat die vyand op hom wil sit, sodat hy die vrees van God op die vyand. That is the secret. That is the secret. En hy hardloop. Onthou, hy is gewoond om 'n hart. Hier staan hierdie breedvoerige man. Nie eens 'n blinde man kan hom mis nie. Hy moet net kan sien waar hy gooi. En jy gooi nie skrif en jy gooi nie gebed, net, sommer gooi wil ek. No, you got to be led by the Spirit. Pray the word of God. Declare the word of God. Stand on the word of God. En eer God. En wees totaal afhanklik van hom. Dus hy gooi so, en gooi het hard om hy gooi, en hy vang hom net hier. Dit is die swakste plek van die skedel, en die klip gaan in sy kop, en toe is hy die eerste klipkop. Dawid vat 'n swaard en sny sy kop af en hier loop hy. Hoekom? Want Dawid geweet 2 kop is beter as 1. Die Bybel sê, ek prys God vir 'n sin van humor. Die Bybel sê, en Dawid vat sy kop by die hare en loop heel dag met sy kop tot in Jerusalem en vat sy kop en al sy wapentuig en al sy arme en bær dit in sy tent. Wat het Dawid gedoen? Dawid het deur God se genade die vyand onthoof, en dit was in sy tent as 'n trofee, dat hy homself herinner,
As dit nie vir God was nie, was dit my kop wat af is. Ek vra vir my en jou nou vandag, hoeveel trofees het ek en jy? Dat God deur die Heilige Gees 'n deurbraak vir jou gemaak het, deur pornography, deur geld, deur wat ook al, deur siekte. Hoeveel trofees het julle van God in julle huis? Kyk geduldig daarna. Sien elke boer wat wild gaan jaag, sit die hele bil teen die muur nie. Die muur sal omval. Hy vat net die kop. Jesus het op die kruis die duiwel se kop vermorsel. Waarvoor staan die kop? Autoriteit, mag en gesag. God het ons in die Gees gegee. Ek gee aan julle mag en gesag. Want die Heilige Gees oor julle kom, julle sal bemagtig word om die onmoontlike te vermag. Maar ek en jy is net die PVC-pipe. Maak vir jou sin. Het is nie ek en God nie, dit is God alleen. Maar hy vloei deur ons woorde, deur ons. Okay. En dan sê die Bybel hier, dat die Bybel sê, dat God het aan Dawid 'n deurbraak gegee, soos 'n uitbarsting van water deur 'n damwal. Dat is nog sterker as 'n tsunami nie. Die Bybel sê, en die Heilige Gees wat soos water is in jou, sal 'n fontein van water in jou wees en sal opkom met krag. Dat is nog sterker as die woord. Die woord word genoem, die wasbak van die water van die woord. En ek en jy kan dieselfde doen, as ons net 'n gees het om nie meer deur die vyand geplette, gespot te word en God te spot en sê, so ver nie verder nie. Here, mag ek gaan? Dawid het begin met Baal-perizim. Mag ek gaan? Ja, jy mag. Sal jy my asseblief die oorwinning gee? Die ou vertaling sê, God sê, ek sal beslis vir jou oorwinning gee. Ek hou daar, ek sal beslis vir jou. Dit is 'n waarborg. Skryf dit op jou maag en gaan na die vyand toe. Kom, ek moet klaarmaak. Ek geniet my so. Psalm 27, die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Na 'n leeu en 'n beer wat trofees is? Waarvoor moet hy bang wees? 'n tor? Die Here is my toevlug, my sterk vesting. Vir wie sal ek vrees? Psalm 62 vers 7. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my heilige vesting, sodat ek kan stewig staan. God is my krag. Psalm 21 vers 2. U is my toevlug en my veilige vesting, my God in wie ek vertrou. Dawid was totaal afhanklik van God, sy ingryping in sy lewe. Maar hy het ruimte vir God gemaak, dat die Gees van God deur hom kan werk. Die hoe en die wanneer behoort aan God, die strategie behoort aan God. Toe die Jode hulle oorkom, 'n paar jaar later, kom al die Filistye weer bymekaar, en hierdie keer kom hulle om Dawid dood te maak. En die Bybel sê, ek hou van dit, en is weer in die dal van spooklaagte, van Baal-perizim, die Here wat deurbreek. En hierdie keer lê die hele weermag van Israel onder die moerbybome. Ek hou van daai beskrywing. Moerbybome. En die Bybel sê, en Dawid raadpleeg die Here en sê, mag ek hulle aanval? Die Here sê ja. Sal jy my die oorwinning gee? Ek sal dit gee. En dan gee God hom 'n strategie. Moenie reguit gaan, soos jy met Goliat gegaan het, en met die deurbarsting met die ander. Gaan om van agter af. Hoekom? God sal altyd jou die voor waarskuwing gee. Hulle verwag jou weer van voor. Nou kom van agter. Jy vang hulle on. God always wants you by faith to catch the enemy unaware. Jy moet hom vra. En hy sal vir jou gee. En die Bybel sê, en julle bly wag. Jy sien, jy moet 'n vegter kan wees, 'n veggees, jy moet geloof in jou gees hê, en jy moet 'n verwagting hê dat God gaan dit doen. En die Bybel sê, en God sê, wag hierso, tot die gedruis van die slagordes van God in die toppe van die moerbeiboom gaan. Hy wat bereid is op God te wag, dat God initieer die aanval. That is to say, the flesh doesn't initiate the spirit initiates the flesh.
Dis ek hou daarvan. En dan gaan hulle maak almal dood en almal dood is daar. Nou, het jy iets gekry? Ja, want ek het 'n veer gekry. Dit is nie dat ek vere voel nie. Jy sien, ek glo, en nou, ek maak nie enige iets geestelik nie. Maar, God sê, ek sal jou 'n teken gee. Moet nooit 'n teken gaan self maak nie. Toe hierdie duif se veer val, God sê, onder my vleuels van 'n duif, sal ek jou beskerm en ek sal jou onwrikbare, sien die vesting wees. Die Bybel sê, toe Dawid sien die vyand kom, dis die Bybel, toe gaan hy na sy vesting, his stronghold. Wat het hy gedoen? Hy het tyd afgesondig om op God te wag in 'n sterk vesting van God se teenwoordigheid. Op hom gewag vir aanduiding, vir 'n rigting en vir 'n strategie. Daarom sê hy, my God is my sterk vesting. In hom kan ek bly staan. Jy kan net nie hardloop. En kan ek jou sê, moet nie 'n geveg kies wat God nie vir jou besluit het. Jy moet betrokke raak nie. Dawid het sleg, die Bybel sê 2 keer in die Bybel, Dawid het al die oorlog van die Here geveg en elkeen oorwin. Don't choose your battles. Let God choose the battle and then you aim for him. Ja, so jou maas nie, jou skoonmaas nie outomaties 'n teken nie. Is nie. Net vir die. Nou, Mika. Hoorie, ek sien iemand by elke dag Mika lees nie. Maar ek kry die gedagte, gaan Mika toe, hoofstuk 2. Ek gaan Mika toe. Ek weet nie waarom te wag nie. Vers 2, vers 13. Ek het my verbaas. Die deurbreuke, dit is God se naam, die deurbreuke. Hallo. God se breuke. Ai julle. In Afrikaans, hierdie ou se breuke by die dans en by die kroeg en iemand hy gooi hom, hy smyt hom uit. Wel, God is 'n uitsmyter. God is 'n breuke. I love this van hom. Julle kyk vir my. As wel, Gary, hoe lyk jou Bybel dan? Mika 2:13, die deurbreuke sal optrek voor julle uit. God, wat die deurbraak vir julle, deur julle gaan doen, gaan jou vooruit. In sy krag en sy mag. Ons is net daar om die oorwinning te aanvaar met dankbaarheid. En vir mense gaan sê, my God en my pa so sterk en so magtig, daar's niks wat my pa nie kan doen nie. Alles is by God moontlik. Die deurbreuke sal optrek voor julle. Hulle sal deurbreek en deur die poort ingaan en daardeur uittrek na hulle koning, sal hulle vooruit gaan, die Here heeltemal vooraan. Ons gaan nooit God voor nie. Hy is die een wat voorgaan. Hy is die een wat tou wys. Hy is die een wat sê die wanneer en die hoe. As ek sê wag, wag. Want hy wat wag kry nuwe krag. Hy staan op vlerke van arende. Hy sal soos arende en nie swak word nie. Hy sal hardloop en nie moeg word nie. Wag is 'n ongelooflike strategie. Wag op God. Ek gaan nou 'n lied laat speel. My vrou Rane het vir my aan 'n hele nuwe band bekend gestel. Garis Studio. Hulle sing net anthems. Omtrent 7 minute lank. Ek sal baie waardeer met respek dat ons kan opstaan en voor julle doen. Staan op, want elkeen van julle, of 'n familielid, of 'n vriend, of 'n ou by die werk wat jy nie van hou nie, wat 'n deurbraak nodig het. Gun ander mense wat jy jouself gun. So, hierdie lied, as jy sal opstaan, as jy nie kan jy sit. Ek wil hê, julle moet hierdie dak afvat, hier en daar, Wonder Club, hierdie band is my hele preek. En ons gaan dit nou speel. En terwyl jy daar staan, sê Here, en noem jou deurbraak vir jou kind vir dit, en verwag dit, dat God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie, dat hy sal sy woord nakom. En ek wil vra, please don't let me preach a dry sermon. My people need a breakthrough. We all need a breakthrough. Die kerk van Jesus Christus kort 'n deurbraak in hierdie land. Al ons prediking, is nie genoeg om dit God met ons vooruit gaan.
All right. Please. Raak opgewonde asseblief. Call to heaven, in the silence war begins. Ancient names that shake creation, let the sacred battle cry ring. In the valley of dry bones, where hope has turned to dust, we raise our battle standards. In your name we place our trust. The enemy advances, but we know the victory's won by the power of your presence, by the rising of the sun. Yahweh, thunder breaks the silence. Adonai, the earth begins to quake. Every stronghold must surrender when we cry your sacred name. When we cry your sacred name. El Shaddai, you're the God who breaks through. El Elyon, heaven's armies march with you. Elohim, let your fury be unleashed. Sacred battle cry, darkness must decrease. Holy war, divine release. Yahweh Sabaoth, you are Prince of Peace. Divine breakthrough, victory's roar. Sacred battle cry. From the furnace of affliction, from the lion's den of fear, you deliver and provide us. You draw your people near. In the storm you are our shelter, in the fire you are our shield. By your mighty hand of power, every enemy must yield. Jehovah Jireh, you provide in battle. Jehovah Rapha, you heal the warrior's heart. Every giant falls before us when we cry your sacred name. When we cry your sacred name.
Yahweh, Adonai, El Shaddai. Sacred battle cry, sacred battle cry. Ek wil, dankie. Ek het die Here gevra in die week, sal jy asseblief, as dit die wil is, sal jy asseblief 'n deurbraak vir die bron gee. Sal jy dit vir elke kerk gee, wat na jou honger en dors na geregtigheid. En sal jy asseblief my mense deurbrake gee, dat ons getuienisse kan hoor oor die volgende paar dae. Ek wil hê dat in Afrikaans, om dankie te sê is maniere, om byvoorbeeld dankie te sê is geloof. So ek gaan nou in tale bid, net vir 'n minuut. En dan wil ek dat elkeen terwyl ek bid, terwyl sê, bid in die gees. Dan bid julle onbekende goed wat jou verstand nie kan doen nie. He who prays in the spirit, prays the will and purposes of God. En ek glo met my hele hart, in die geestelike realm, hier gaan begin mense in ons dienste weer tot bekering kom. Mense gaan hulle huwelik herstel. En mense, ons gaan nie altyd hospitaal wees nie. Ons gaan ook nou dokters en verpleegsters kan word om mense te help. So, Yarabo sondorean tarabasarabo shetrian debikashondo. Ayen derebeanto manaro sotekebana. Otiniando bonama asita kepeanto. Yetara manare tireando. Ayanda mono sitikita na notokete ba. Ayande rebeanto robo shendriando robo shetrianda. Ayando masakote bena. Eshakote menate. Arabakato. Vader, ons is totaal afhanklik van U. Maar U sal ons nooit verlaat of vergewe nie. U sal nooit toekyk hoe die vyand ons lewens vermorsel nie. U is die God wat die deurbraak. U is die deurbreker. Elkeen wat nou vir hulle geliefdes, hulle omstandighede sê, Here, asseblief, bewerkstellig 'n deurbraak in my van vandag af. En ons sê vir die dankie en byvoorbeeld dankie vir U goedheid. Amen. Kom ons gee vir die Here 'n wonderlike applaus. Thank you. Thank you. En ek wil net graag sê, ek het 'n deurbraak gekry. Ek het op tyd geëindig. Dit is 'n ongelooflike deurbraak vir my. Baie dankie, seën julle hoor.